Gaan my nie verby, o Heiland. Gaan my nie verby. Veil die ander sien Heiland. Sien nou Jesus, Heiland, wees my nou naby. Veil die ander sien Heiland, sien nou. Skenk lig en vreugde, Heiland, wie my troos geheel. In die hemel en op aarde, bly steeds my Jesus, Heiland, wees my nou naby. Veil die ander sien Heiland, sien nou. Goeiemôre aan elke liewe een wat inskakel vir ons, hoe kan ons dit stel, 'n kampvergadering? Nie werklik nie, nee, maar mag die Here ons dienste ryklik seën en waar ons ander predikers het oor die naweek wat ook preek en waar u gaan inskakel, mag dit wees dat die Heilige Gees u lei, u voorberei en dat ons 'n geesvervulde naweek sal hê met die gedagte en tot gedagtenis en herdenking van Jesus wat die lam van God wat sy lewe gegee het sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Mag dit tot reise seën van ons wees waar ons God kan loof en kan prys en kan weet ons is in sy teenwoordigheid. Maar vriende, kom ons maak oop in gebed. Ek bring graag vanmôre aan u vir ons oggendmanna 'n gedeelte uit die skrif, 'n gelykenis en dan soos ons geadverteer het die 'n droom van William Miller wat hy gehad het en wat genotuleer is, wat geskryf is in die boekie Early Writings, bladsy 81. En ons vra net dat die Heilige Gees ons sal lei, want dit is werklik 'n mooi boodskap wat deurkom in verband met ons toestand van die kerke vandag en dan natuurlik van God se mense en dan natuurlik waar God, die Heilige Gees, 'n groot rol speel. Maar kom ons maak eers ons oë toe en ons vra die Here se seën vanmôre. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre op hierdie goeie Vrydag u te kan loof en te kan prys en oggendmanna te kan hê. Dankie Vader vir beskerming. Dankie vir die geleentheid wat u ons gun en gee om by ons huise te kan wees. Om meer tyd in die Bybel te kan spandeer en meer tyd in gebed en smeking tot die uitstorting van die Heilige Gees. Met hierdie oggendmanna wil ons weer vir u vra
en weer smeek, Vader, gaan ons nie verby. Soos ons na U toe kom, en soos ons vertroue in U plaas, ons vra en smeek U vir die invulling van die Heilige Gees. Ons vra dat U in ons bekend maak van ons geestesgawes. Liewe Vader, dat ons nie stil wees nie, maar dat ons hierdie laaste werk kan verrig van die 3 engele boodskap, soos in Openbaring vir ons gegee word, om te verkondig, wat ons reeds moes klaar verkondig het. Maar liewe Heer, dankie vir U geduld met ons, en dankie vir U genade en liefde. Maar gaan ons mee, en gaan ons nie verby. In Jesus naam. Amen. Goed vriende, ek wil graag hê jy moet die Bybels oopmaak, so by Matteus hoofstuk 13, dit is 'n interessante hoofstuk, 'n lang hoofstuk, maar wat klomp gelykenisse gee. Dit gee ons daar die gelykenis van die saaiër, dit gee ons die gelykenis van die onkruid, dit gee ons die gelykenis van die mosterd, saad van die suurdeeg, en dan is daar die verklaring van die gelykenis en die onkruid, wat baie interessant is, en elkeen kom eintlik maar min of meer met dieselfde tipe boodskap, en waarskuwings op deur, en van hoe die Here werk. Maar vriende, ek begin lees van Matteus 13 vanaf vers 24. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in die land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar gemaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek die maaier sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Ons lees tot sover. Liewe vriende, ons ken daai gedeelte en ons het al boodskappe gehoor daarvan. So ek hoop dat dit deur die droom van William Miller aan u te verduidelik, dat u die twee bymekaar kan gaan sit en dat ons met ons oggendmanna 'n wegspringpunt het vir die naweek, omdat die koms van Jesus naby is, nader as wat ons dink, liewe vriende. En omdat die koms naby is, speel hierdie droom van William Miller 'n groot rol, en dan ook daai gelykenis 'n baie belangrike rol. En die rede daarvoor is dit: net soos wat die eienaar daar gesê het, laat die onkruid saam met die koring groei. Met die doel dat wanneer die tyd reg is, dan sal hy self dan die onkruid verwyder van die koring. Wat 'n belangrike punt is. Want as jy dit te vroeg gaan doen en jy trek die onkruid uit, gaan jy van die koring ook saam uittrek, en dan is daar onnodige koring wat uitgegooi word. Vriende, kom by ons verhaal van William Miller, waar hy 'n droom gehad het, en ek gaan dit vertel asof hy dit nou vertel. Dit gaan vir my die maklikste wees uit die eerste persoon perspektief. 'n man kom en hy gee vir my 'n kassie en 'n sleutel. Die kassie is nogal aantreklik en van 'n mooi hout gemaak. En daar is ook parels aan hom aan vas.
Ek kan nie myself help om die sleutel te neem, seker maar uit nuuskierigheid uit, om die sleutel in die sleutelgaatjie te sit en die kussie oop te maak nie. En soos ek hom oopmaak, is daar 'n lig wat uitskyn, mooi helder lig. En daar's verskillende diamante daar, muntstukke, silwer en parels, mooi gerangskik, elke een op sy plek. Dit is asemrowend mooi, onbeskryflik mooi. Maar ek voel so bevoorreg om hierdie lig te sien, dat ek dit nie vir myself kan hou nie. So ek het 'n gevoel dat die wat dit sal graag wil belangstel, kan kom kyk. So ek rangskik my sitkamer en ek sit die kussie op die tafeltjie in die middel van die kamer en ek nooi die wat belangstel. Soos wat die wat belangstel kom, eers is dit hanteerbaar en hulle kom en hulle kyk na die aanskouende lig en kyk na die diamante, die muntstukke, die silwer en die parels. Maar kort voor lank was die belangstelling so groot dat meer en meer mense het gekom en hoe meer en meer mense kom, is hulle besig om te veel te word. So daar word nou van die diamante, die muntstukke, die silwer en parels uit die kussie uitgehaal. En terwyl dit gebeur, is daar so iets in my wat bietjie skrikkerig is, want nou word daar aan hierdie kussie gepeter, daar word dinge verander. So, waar elkeen sy plekkie gehad is, hulle nou uit hulle plek uit. En kort voor lank is daar net te veel mense en hulle is nou besig om die parels en die silwer en muntstukke oral op die ander meubels te sit in die sitkamer. En dit word net organiseerd. Dit voel net vir my nie reg. En daar's iets wat vir my sê, maar as die eienaar nou kom vir die kussie en hy wil die kussie weer terug hê, hoe gaan ek die parels en goedjies weer bymekaar maak om weer elkeen op sy spesifieke plekkie te sit om weer dit aan hom terug te besorg? So ek voel iets van 'n verantwoordelikheid by my, maar ek kan dit nie myself beheer nie. Iets sê vir my ek kan dit nie self beheer nie. Ek probeer. So ek probeer van die mense uitlaat uit die huis uit, so een vir een vat ek hulle by die deur uit, maar sodra ek een uit die deur uit sit, is daar weer 3 ander wat inkom. En soos hulle inkom, is hulle besig om stof en vuil goed in die huis in te bring. En soos hulle die vuil goed in die huis inbring, en die vuil goed in te bring, affekteer dit nou die diamante en die muntstukke, en hulle bring selfs valse diamante, hulle bring valse silwers en valse parels, so nou is alles teen mekaar en die ware parels, die ware diamante word nou vol stof gesit, en nou kan ons nie meer, ek kan nie meer uitklaar wat is eg en wat is vals nie. Ek sit met 'n probleem. En met dit dink ek by myself, hierdie kan ek nie by myself hanteer nie. Kom ek bid. En ek bid aan die Hemelse Vader en in my gebed vra ek dat ek het hulp nodig. Hierdie is uit my hande uit. Ek kan nie beheer neem daaroor nie. En soos ek klaar gebid het en ek sê amen, is daar 'n man wat by die deur inkom. En jy kan sien, dit is op antwoord op gebed. En soos die man inkom, het hy ook 'n klein stofborseltjie in sy hand, 'n vuil stofborsel in sy hand. En soos hy inkom, is hy al klaar reeds besig om van die stof af op te vee, en uit te vee, en by mekaar te vee, en uit te vee. En daar's 'n tipe van 'n tevredenheid in my hart, want hier's nou hulp wat bykom, maar hy vee alles by mekaar, en wat my bekommer is, die van die diamante, die parels en die muntstukke, wat nou vervals geword het met die stof bo-op. Jy kan nie die verskil meer sien nie, en dan gaan hy na die venster, en hy wil die venster oopmaak, sodat hy die stof kan uitlaat blaas, sodat hy kan weggaan. Dit bekommer my, en ek het hom gevra, moenie dit doen nie, want ons gaan van die ware parels, van die ware diamante,
Die kosbare gaan ons verloor, want ons kan nie die verskil sien nie. En met dit, draai na my toe, en hy kyk na my, en hy sê, wees te rustig. Vertrou in my, moenie vrees nie. En hy gaan aan. En kort voor lank is die mense besig om uit te loop. Hy is besig om dinge, ek het nog die vrees in my gehad, so ek het toe weer my oë toegemaak, sodat ek dit nie aanskou nie. En terwyl ek my oë toe het, is daar iets wonderliks wat gebeur. Die man het ontslaag geraak van al die stof, van al die vuilheid het hy ontslaag geraak. En hy is nou besig om al die stene en die diamante weer terug te sit in die kassie. En toe ek my oë oopmaak, die sien ek, maar alles is skoon. En hy is besig om hierdie magdom diamante en muntstukke, wat nou meer is as voorheen. Probeer hy nou insit in by die kassie, maar elkeen weer het 'n plekkie, selfs dit wat ekstra is, het 'n plekkie, maar hierdie gesamentlik het nou 'n meer helderder lig as voorheen. Daar's 'n tevredenheid in my hart. Maar die gedagte het gekom, moenie vrees nie. En met daai woorde en die lig wat uitstraal, toe word ek wakker. Goed, nou gaan ek uit die eerste persoon perspektief uit. Dit was die droom wat William Miller beskryf het en wat in die boekie Early Writings op bladsy 81 neergeskryf is. En vriende, as ons hom vat en die gelykenis van die onkruid, kan ons die twee ampersoorte sê by mekaar sit, en as ek nou begin verduidelik, gaan nie insien, maar dit is daar. Jy sien, in die tydperk toe William Miller nou hierdie droom gehad het, was nou juist die tydperk waar die waarhede weer by mekaar gekom het. Onthou, daar was 'n lang tydperk wat die woord eenkant gestoot was in die donker eeue, en alles in die openbaring het nou gekom, daar is die studie van die tweede koms van Jesus, so alles het mooi by mekaar gekom, maar nou in sy droom is daar nou die bekommernis, want die kom nou mense in en sy droom, die diamante, die muntstukke, die silwer, die parels, daai is die kinders van die Here. En hy is nou die een wat lei, en hy moet dit beskerm. Hy het nou die sleutel gehad, en ek neem aan die sleutel is dan die profeseë en die openbaringe van Jesus, en om alles by mekaar te hou, hy is die herder, die leraar. En hy het nou die kinders van die Here daar, wat nou die muntstukke is, die silwer en die parels en die diamante, en as ek net hier kan stop vir 'n oomblik, liewe vriend, dit word so vir hom beskryf in sy droom, want vir God is ek en jy 'n diamant, 'n parel. Ons is so kosbaar vir die Here, dat hy in hierdie droom vir William Miller dit gee asof dit diamante en muntstukke en parels is. Klein en groot. En die rede daarvoor is, ek en jy is vir hom so kosbaar, dat vriende, rapsie meer as 2000 jaar terug, was dit toe Jesus van die heelal, van die hemel af, van sy koninkryk af, op 'n wonderbaarlike manier, die Heilige Gees die saad in Maria se maag geplant het, waar hy mens kom word het, om 'n lewe op aarde te leef, 'n perfekte lewe, sodat hy die perfekte lam van God kan wees, om te sterf op 'n kruis, sodat ons kan lewe. Hoekom? Omdat ons vir hom diamante, muntstukke en silwer en parels is. Kosbaar. Maar hierso sien ons nou in hierdie droom van William Miller, dat terwyl hy nou hierdie het, en die lig wat uitstraal,
Hy kon nie die lig vir homself hou nie, hy moes dit vir mense gee, en dis wat die evangelie doen. Ons is so oorweldig van wat die woord vir ons gee, dis die lig, die lewende lig wat ons sien, die lig van Jesus. En ons wil graag hierdie lig laat uitstraal na mense toe, en ons nooi almal om te kom, en soos ons almal nooi om te kom na die lewende woord, sodat hulle die lig kan ervaar. Soos daar van hierdie onkruid nou wat daar tussenin is, maar soos hulle kom hulle met ander gedagtes, met ander teologie, en hulle beïnvloed die wat hier is. En kort voor lank, soos William Miller daar beskryf, hy kon nie meer uitmaak, wat is die ware diamante, wat is die ware muntstuk nie, almal lyk nader aan dieselfde. En dis waar ek en u nou by mekaar kom en sien, as ons so kyk, dan raak ons bekommerd, en dis wanneer ons sê, dit lyk of hierdie kerk nou besig is om te sink, waar hierdie boot sink. Want die profesie en die woord is duidelik, hierdie boot gaan nie sink nie. Want Jesus het 'n belofte gegee, dat hy kom weer, en hy gaan ons red, hy gaan ons wegneem van hier af. Maar los, en soos dit vir ons hier stel, vir ons in die gelykenis, los die onkruid tussen die koring. Op die regte tyd sal ek kom, en ek sal die onkruid uitpluk en uitspoeg, en ek sal hulle verbrand. En dis by die oordeelstyd, dis wanneer Jesus kom. Dit verwys na die wederkoms aan Jesus. Wanneer hy self kom om 'n onderskeid te tref van regverdig en onregverdig. Twee groepe mense. Maar liewe vriend, hier is iets wat mooi is van hierdie verhaal, en die droom wat aan hom gegee is, hy het op 'n punt gekom, waar hy self erken, hy kan dit nie homself doen nie. En ek wil vir julle sê, liewe vriend, ek en jy is 'n gelowige, of ons al is van julle wat kerkleiers is, ouderlinge is, of leraars is, ons kan nie hierdie saak onsself doen nie. En wat die reaksie wat hy daar gehad het in sy droom is, waar hy sy oë toemaak om te bid, dis waar ek en u nou onsself moet vind. Ons moet bidend wees, vas en smeek en smag na die teenwoordigheid van God, en ons moet bid vir die uitstorting van die Heilige Gees. Want die man wat in die huis ingekom het, tot redding van William Miller, om die stof ontslae te raak en wie alles bymekaar te sit, daai is die simbool, daai verwys na die werk van die Heilige Gees. Dis nie 'n werk van ons mens nie. Ons is die wat die evangelie verkondig. Ons is die wat die lig neem en sê, kom kyk na die lig. Ons is opgewonde, kom kyk na die lig. En dan gebeur daar hierdie dinge, en ons is ontstel, ons wil naderhand self hulle verwyder, maar ons kan nie. Dis nie ons werk nie. Maar dan kom die Heilige Gees en hy stof self af. En soos wat hy stof, is daar van hierdie stof wat uit die venster uitwaai. Met ander woorde, vriend, dis waar die profesie weer in vervulling kom, daar gaan baie wees wat die kerke uitloop. Omdat hulle teologie nie dieselfde is nie, omdat hulle geloof nie meer dieselfde is nie, hulle glo nou in allerlei fabels. Hulle het eintlik die ander kom beïnvloed in die kerk, en dan het hulle fabels, en van hulle het selfs oorreed geraak en afvallend geword, soveel sodat hulle lyk nader aan dieselfde as die ander, maar wanneer die Heilige Gees besig is, word hulle almal uitgegooi. Die woord sê daar, liewe vriende, die woord maak die stelling, dat God gee hulle die krag om die dwaalleer verder te kan verstaan en te kan glo, sodat hy hulle kan oordeel. Anderwoorde, daar kom 'n punt waar daar geen meer hoop is nie, en dan gee hulle verder insig in hulle eie besluite om hierdie ding te aanvaar, die valsheid, sodat hy die oordeel kan plaas. Soos wat die droom gee, hy stof hulle af, daar by die venster. Maar vriende, die wat agterbly. En soos in die droom van William Miller, toe hy nou sy oë oopmaak, was daar meer as wat daar was. En dis hoekom ons nie moet interfereer met die werk van die Heilige Gees nie. Want dit lyk so stof, maar as die Heilige Gees klaar is en gepolish het en die stof afgevee het,
dan skyn dit nog helderder as voorheen. En u sal sien, liewe vriende, jou kerk, die boodskap, die beweging. Ons gaan op 'n punt kom dat ons die lig skyn soos nog nooit tevore nie, en dit is wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees werk. En daarom, die tydperk wanneer ek en u nou so gebid is in ons huise, ons moet nou bid vir die uitstorting van die Heilige Gees. Ons sien hier in sy droom. Ons staan miskien so bekommerd soos William Miller self bekommerd is en net wil stop en sê, nee, moenie by die venster blaas nie. Maar hy draai om en hy sê, moenie vrees nie. En nou vriend, ek wil graag vir u vanmôre dalk vir u bietjie rusheid, kalmte gee in die hart. Ek en u staan waar William Miller staan. Ons sien die dinge gebeur. Maar God sê vir ons, moenie vrees nie. Ek het alles onder beheer. Dis nie maklik nie, en dit was so nie maklik nie, dat William Miller sy oë toegemaak het. Van die stof is dan uit, toe sy oë oopmaak, toe is alles skoon. En dis miskien waar ek en u moet kom op 'n punt, om ons oë net toe te maak en te bid, dat die Here dit kan polish, die stof kan ontslaa raak, en wanneer ons oë oopmaak, dan is ons almal by mekaar, meer as voorheen, 'n magdom mense, amper soos 'n magdom mense op die see van glas, en die lig skyn helder, soos nog nooit tevore nie. En dan is dit reg, liewe vriende, dat die genade deur kan sluit, en dat Jesus kan kom. Maar hier is 2 gedagtes wat ek vir u wil gee, eintlik 3. Eerste punt wat ons uit die skrif uit kry, uit die gelykenis. Ons self moet nie daai onkruid tussen die koring gaan verwyder nie. Nommer 2, ons moet onsself kry soos William Miller, om net ons oor te sluit, sê Here, ons soek hulp. Ons soek die invulling en die werk van die Heilige Gees. En dan die derde punt, liewe vriende, waar God vir jou en vir my sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Hoe eindig die hele storie, liewe vriende? As ons gaan na die laaste boek in die Bybel, uit die lewende woord, ons kyk na die laaste vers. Dit wat God met die Bybel afsluit met Johannes. Vers 20 en 21. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Die koms van Jesus is naby. Kom ek en jy vat 'n tree terug. En sonder om enigiemand te oordeel, sonder om self 'n label op iemand se kop te sit, sonder om iemand selfs te gaan probeer te beskudder en aan te kla. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees nou werk. Dat ons lig kan skyn, skerper as ooit tevore, sodat ons kan bevestig, ja, kom gou my meester, kom. Ons hemelse Vader, ons staan vandag terug, soos William Miller in sy droom terugstaan. En ons wil toelaat dat U, Heilige Gees, kom en kan skoonmaak. En kan reinig wat gereinig moet word. En dit wat vuil is, nog vuiler kan word. En ons nooi U om te kom, liewe Vader.
Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Ons sien uit na die Sabbat opening, na vanaand se diens. Intussen het jy die program vir die ander dienste wat plaasvind op die netwerk. Mag jy dit werklik geniet en mag ons nie vrees nie. En mag ons hierdie tyd met dankbare harte sit in ons huise. Want die Here is met ons. En hy sê, moenie vrees nie. Ek is in beheer. Dis wat Jesus vir my en vir jou sê. Vir môre. Geniet die dag. Amen.